dit is 'n absolute wonderlike voorreg om vir jou te sê welkom by Ritme Digitaal. Absoluut, Johan Smit. En waar jy ook al luister, waar jy ook al kyk, op watter sosiale media platform ook al, mag jy regtig die Here se woord beleef, want dit is wat in Johan en in my hart klop. Geniet die uitsending baie. Goeiedag, dit is so lekker om saam met julle by Ritme te wees en vir my die lekkerste deel van ritme is dat ons in 'n ritme is om die Here te ontdek en sy hart altyd vir ons te ontdek en vars en nuut oor hom te ontdek en hom te kan ervaar. En ek het onlangs 'n reeks gedoen uit Romeine 8 uit, want dit is een van my gunsteling boeke in die Bybel. Ek probeer elke jaar Romeine deurwerk en weer 'n bietjie daaroor skryf en daaroor dink en hierdie jaar het ek net ontdek dat Romeine 8 is amper soos 'n kruin, waar in die verlossing en in God se saak en sy plan met ons oorstap. Maar ons is baie lief om Romeine 8 vers 1 aan te haal. As jy met iemand redeneer is dit vinnig, daar is dan geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. En dis een van my gunsteling verse, want ek verstaan ietsie van vryspraak, so ek is net so opgewonde soos jy oor Romeine 8 vers 1. Dan is ons baie lief vir die laaste deel in Romeine. Ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of toekomstige dinge ons van die liefde van Christus kan skei nie. Maar tussen Romeine 8 vers 1 van geen veroordeling en geen skeiding vind die lewe soms ontsettend intens plaas. Ons lewe gebeur, dan vra mense, waar is God? En ten spyte van al die swaar kry, haal ons daai gedeelte aan, ons is besig om 'n super oorwinning te behaal, en dan maak ons foute. Ek weet nie van julle nie, maar ek maak foute. Ek het nou die dag myself weer so verneder, deur kwaad te word en die verkeer op 'n manier wat ek nie moes kwaad word nie. En dan dink ons, dis twee leefstyle. Maar die gevolg van die een is, ons beleef nie lewe in vrede nie. Die ander een is, ons huidige swakheid is, die grootste waarheid is nie ons finale toestand nie. Die goed wat ons beleef, sê nie vir ons dat God weg is van ons nie. En hier is die goue draad wat ek vandag met jou as ritmeerder wil deel. Die goue draad deur Romeine is, dat God is altyd teenwoordig deur sy Heilige Gees. Ons is nooit uitgelewer nie. Ons is nie uitgelewer in ons swaar kry nie, ons is nie uitgelewer in ons foute en elke keer is ons daar skeiding tussen ons en God nie. En wanneer die lewe my en my sielsmens sukkel, dan is God aan die werk deur sy Gees. En hierdie Gees skep 'n konstante koneksie tussen my en God. Mag ek dit in Dani Afrikaans sê? God vang nie 'n stilstype wanneer ons deur swaar tye gaan nie. In oomblikke van verlies, in oomblikke van siekte, in oomblikke van onsekerheid, in oomblikke van skuld, guilt, word die waarheid ontbloot. Ons is beperk, ons is broos. Ons is nie in beheer nie, maar God is by ons. Dis ons hoop. Dis waarmee ek en jy stap, en ek en jy, en ek maak 'n groot stelling, kan nie sonder die Heilige Gees 'n sinvolle lewe lei hier op aarde nie. Ons kan nie. Romeine 8 vers 14 tot 17 skryf Paulus, hy sê, want almal wat hulle laat lei deur die Gees, en dit klink soos godsdienstige taal, maar luister net my hart uit, hulle is God se kinders. Die wat die Gees ontvang het, is nie weer 'n gees wat ons weer vreesbevange slawe maak nie. Julle die Gees van ware kind wees ontvang deur die Heilige Gees, roep julle uit tot God, Abba, Vader. Maar die Gees, hoor nou, die Gees bevestig in ons gees dat ons God se kinders is. En as ons sy kinders is, maak hy ons sy erfgename, en saam met Christus deel ons in God se rykdom. As ons bereid is om saam met Christus te ly, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Wat Paulus eintlik hier vir ons sê. Hy sê vir ons, dit begin by wie jy is. Alles in hierdie lewe se vertrekpunt begin by wie jy is. Want as jy deur die Gees van God gelei word,
is jy God se kind. Sy gees bevestig in jou gees, jy is God se kind. Die heeltyd werk die gees binne in jou, jy is God se kind. So Paulus kom nie en begin by wat jy moet doen en wat jy moet regkry en is daar nog 'n stukkie straf en is die Here kwaad vir jou nie. Hy begin by jy is God se kind. En die evangelie beteken nie net ek en jy is vergewe nie. Dit beteken jy mag na die Vader toe gaan, jy mag in sy teenwoordigheid wees en jy kan in 'n lewende verhouding met hom staan en sy teenwoordigheid geniet al gaan jy deur watter deel van jou journey. Hy sê jy die gees van kind wees ontvang. Dis iets wat konstant hier binne in jou werk. Hy praat in die Afrikaanse ou vertaling, hy sê, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Hierdie aanneming van seun is 'n beeld wat in hierdie woord saamgevat word op 'n paar plekke in die Nuwe Testament. En dit praat van 'n totale aanneming, jy was buite die familiekring, maar nou is jy binne die familiekring. Dit gaan verder. In Galasiërs beskryf hy dit in Galasiërs 4. Hy sê jy's betaal vir kindskap. Daar's 'n betaling gemaak sodat jy ten volle kind kan wees. Jy het die reg om jou naam te verander. So hulle kon jou naam verander en jy word deel van die totale erfporsie wat deel is van die familie en hoor hierdie mooi deel wat uit daai prentjie van aanneming kom. As jy skuld in jou vorige bedeling gehad het waar jy kind was, het jy nie nou meer skuld waar jy nou is nie. Ten volle aangeneem, ten volle erfgenaam. En jy kan uitroep Vader, jy kan naby met hom praat. Dit is, U is my hemelse Vader. Dis naby. En dit is nie 'n koue ver woord nie, dit is, jy's in die huis woord. Jy's deel van die familie woord. Jy hoef nie mooi woorde te hê om te bid nie. Jy kan met die Here net praat en jou hart met hom oopmaak. En hierdie bid wat Paulus die heeltyd van die Gees hier praat, wat vir ons intree en ons help in ons verhouding met hom, dan verstaan God wat jy is, want hy wil in koneksie met jou lewe deur sy Heilige Gees. So, hierdie koneksie van gebed en bid in die Gees en praat met die Vader, begin nie by jou vermoë nie, dit begin by jou verhouding. Maar dan moet ek en jy weet, in hierdie kunskap, is dit nie altyd net 'n maklike lewe nie. Hy sê dit, hy sê, as ons bereid is om saam met Christus te ly, sal ons deel hê aan sy heerlikheid. En om sy kind te wees, beteken nie, dit gaan altyd maklik nie. Soms gaan ons deur storms, soms gaan ons deur stryd, soms gaan ons deur die slegste prognoses en diagnoses. Maar lyding beteken nooit, God is weg van ons nie. Lyding beteken juis, God is aan die werk, hy's by ons, hy help ons, hy dra ons en hy's deel van ons pad en hy's daar om ons, hy bring nie die lyding oor ons nie, hy stap saam met ons deur die lyding. Paulus bevestig dit. Hy sê lyding en swaar kry is nie 'n teken van die afwesigheid van God in ons lewens nie. Maar is juis die teenwoordigheid van God wat ons dra om deur dit te kan gaan. Hy kom in Romeine 8 vers 26, hy sê, die Gees help ons in ons onbeholpenheid. Nou, in die Nuwe Lewende Vertaling hou ek van hierdie onbeholpenheid woord, want ek voel party daar stupid. Party daar voel ek weet nie lekker wat wil God hê nie, en hy sê, ons weet immers nie mooi wat God wil hê ons moet bid nie. Maar die Gees self help ons met gebedsbehoeftes voor God, om met versigtinge wat in menslike taal nie verwoord kan word nie, met hom te praat. Hy help ons. Wanneer ek nie weet nie, en as ek voorgee, ek weet altyd, en ek het altyd al die antwoorde, dan weet ek eintlik nie dat ek nie weet nie. Ek weet nie. Ek het God nodig. En al wat Paulus vir ons in hierdie boek van Romeine 8 vir ons leer is, dat ons diep afhanklik van die Here moet wees en moet leef. Hoor nou wat sê hy oor die Gees wat hier binne ons aan die werk is. Die God wat die dieptes van die hart deurgrond, weet wat die Gees in oog het. En dat hy in harmonie met die wil van God vir ons intree. Dit klink so groot, maar hier is dit so impakvol.
Die Heilige Gees weet wat is God se oorspronklike plan met ons. Dan gebeur die lewe. Slegte goed kom ons pad langs soms. Partykeer struikel ons, partykeer val ons, partykeer maak ons foute. En die Heilige Gees bly by die oorspronklike plan om sy kind te kan wees. En bly by die oorspronklike plan. Hy tree in harmonie met God se oorspronklike plan vir ons in, sodat ons met hom kan stap. En ek wil dit vandag vir jou in jou hart indruk, dat jou swakheid is nie vir God 'n probleem nie. Die Gees help ons juis in ons swakheid. Ons weet nie altyd wat reg is nie. Ons weet nie altyd wat die uitkoms moet wees nie. Ons kom met baie planne en baie antwoorde wat nie altyd in harmonie met God is nie. En dan kom die Gees en help ons om rustigheid te kry. En weet jy wat kan die Heilige Gees doen? In die moeilikste diagnose en die moeilikste prognose kan ons vrede beleef, want die Here is by ons, want hy bring God se plan in ons lewens. Partykeer bid ek te mekaar gebede, maar hier is die goeie nuus. Die Heilige Gees weet waarheen dit moet gaan. Ek hoor nou die dag 'n hoogdrawende prediker praat en hy sê, julle het nie, want julle bid verkeerd, want jy weet, jou woordeskat is verkeerd. Ek dink nie jou woordeskat beïndruk God nie. Ek dink jou hart beïndruk God. God kyk na die mens se hart, en hy weet, sy plan vir ons harte is vas, en hy weet, so ek wil vandag vir jou sê, jy hoef nie perfek te bid nie, al wat jy hoef te doen is, bly net naby aan hom, hou jou oë op hom, bly gefokus op hom. 'n Paar jaar terug het ek 'n geestelike leier gehad as 'n vriend wat swaar gekry het. Jog, die kerk het hom sleg behandel, die mense het hom sleg behandel, hy het nie geweet links of regs nie, en hy het gesê, ek het my gebedstaal verloor daar nie. Ek het vir hom gesê, ag my liewe vriend, al knor jy voor die Here, hoor hy jou. Hy het toe in 'n ritme ingekom, as hy in die dag bestuur en hy draai die stuurwiel reg, het hy partykeer net gebid, want hy kon niks anders bid nie, dan het hy gebid, ag Here. En dan partykeer as hy links draai, het hy gesê, ja Here, maar weet wat was die mooi vir my van die uitkoms daarvan? Die Here het al daai ag Heres en ja Heres gehoor, en na die oorspronklike plan van God toe gegaan om hom te kan herstel, en dat hy weer sy kind wees kan geniet. Ek en jy moet verstaan, ons is diep geestelik van die Heilige Gees afhanklik. Ons moet geesafhanklik lewe, as ek dit nou in mooi woorde kan insit. En hier is die goeie nuus, ek en jy is gered, en daar is geen veroordeling, en soms sukkel ons, dan kom die Gees, en hy help ons in ons gebrokenheid, in ons onbeholpenheid, en in ons swakheid. En die Heilige Gees, sê die skrif, het ons bevry van hierdie mag van die dood en van die vyand. En die Gees help ons nog boonop om binne in die wil van God te begin stap en te begin leef. Dan gaan hy verder in vers 28 en hoor wat is die Gees besig om te werk in ons lewens, want ons haal hierdie vers aan so baie keer buite konteks en ons weet dat God alles ten goeie laat saamwerk vir hulle wat hom liefhet. Voor ons verder gaan, wat is jou alles? Is dit vandag 'n klomp gebrokenheid in jou lewe, 'n egskeiding? Is dit werkloosheid, is dit moedeloosheid, is dit eensaamheid? Wat is jou alles? Jy mag dit nou in jou denke bymekaar maak, want ek wil vir jou goeie nuus met dit bring. Hulle wat geroep is volgens sy doel in hulle lewe. Nou daai alles, daai stikkend van jou menswees, is nie deel van sy doel nie. Ons mis dit. Ek dank die Here dat Paulus verder gaan en hy skryf, hy sê, vir hulle wat geroep is, nou haal ek groot woorde uit die skrif uit aan, het hy vooraf verordineer om soos Christus te wees. Wat is sy purpose? Wat is sy doel in jou lewe? Wat kan hy doen met alles wat jy het om by sy doel uit te kom? Jy, wat is sy doel? Om soos Christus te wees. So, al hierdie goed wat in ons gebeur en om ons gebeur, is nie noodwendig sy plan nie, is nie noodwendig wat hy oor ons lewens bring nie, maar hy is in staat om dit te vat en Christus in ons te vorm. Nou maak Paulus se woorde sin van, as ons bereid is om saam met hom te ly,
sal ons saam met hom deel in sy heerlikheid. So, ons gaan in hierdie lewe deur en dan werk die Heilige Gees die hele tyd terug na God se oorspronklike plan vir ons lewens. Hy werk die hele tyd terug na hierdie oorspronklike plan. Wat is die oorspronklike plan? Om soos Christus te lyk. So hy gebruik al hierdie goed. En alles beteken letterlik alles. Hy is in staat om as skeppergees wat weet wat die plan van God is te gaan en daai mislukking en daai teleurstelling en daai stuk stupid besluit wat jy geneem het te vat en dit om te draai in 'n mooi storie. Partykeer draai die storie so mooi omdat ons gans glo dat die Here die slegte goed oor ons gebring het. Dit was glad nie die plan nie. Hy is net in staat om alles letterlik ten goeie te laat meewerk. Om meer en meer soos hy te lyk. Paulus sê dit in vers 29, want God het hulle reeds vooruit geken en aangewys om soos sy seun te word. Dis wat die Gees doen. Dit begin by geen veroordeling, dit eindig by geen skeiding, maar hier tussenin in hierdie lewe, in hierdie journey wat ons stap, is God deur sy Gees aan die werk en hy tree vir ons in en hy help ons. Hy sê verder, hy sê, die God wat die dieptes van elke hart deurgrond, weet wat die Gees in oog het. Die Griekse woord wat daar gebruik word, praat van letterlik om soos God se wil te wees. Om soos God se wil te wees. Om soos in oorstemming met sy wil te leef en te wandel. Dis sy plan. So die Gees kom en hy help ons en hy tree effektief en intens en doelbewus in en hy help ons om te begin wil wat hy wil, binne in alles wat ek en jy beleef het. Die Gees het nie ons perfekte geordende gedagtes nodig nie. Hy het ons harte nodig. So waar jy is, waar jy jouself bevind, waar jy jouself selfs vandag plaas, kan jy net begin sê, Heilige Gees, help my. Dit herinner my aan Dawid se Psalm, nadat hy groot droog gemaak het, enorme foute begaan het, en regtig lewensveranderende dinge gedoen het. Dan bid hy hierdie woorde, hy sê, o Here, neem u Gees nooit van my af weg nie. Want sonder u Gees kan ek niks doen nie. So, in 'n lewe waar jy begin by identiteit van ek het onder geen veroordeling wat ek staan nie en ek eindig by ek sal nooit van sy liefde geskei word nie, het ons sy Gees nodig om ons te help deur hierdie werklikheid van die lewe wat gebeur en dinge wat my lewe kan omvergooi. Maar weet wat gebeur wanneer ek afhanklik van die Heilige Gees begin lewe, dan word ek verlos van hierdie ekkigheid. En jy weet, me. Ek kan party daar so daarmee sukkel. Ek wil die Here rig deur my gebede. Ek wil die Here vertel hoe om dit te doen. En partykeer bied ek sommer aan om hom te help om dit in hierdie manier te doen. En dan kom hy deur sy Gees en sy Gees tree as skeidsregter in ons lewens op. En toe ek dit voorberei, toe sien ek hierdie rugby ding wat gebeur. Party daar kry jy 'n geel kaart wat vir jou sê wag. Gaan wees nou net rustig vir 10 minute dat jy kan ontdek wat God se plan vir jou lewe is. En partykeer het ons, en ons dink dit kan nie gebeur nie, maar dit is nie veroordeling nie, dis liefde. Kom die Heilige Gees en gee vir ons 'n rooi kaart en sê, stop daai ding in jou lewe, stap weg van daai ding af, sodat jy lewe en vrede en vreugde kan beleef. En dis nie 'n geveg nie, dis liefde. Daai geel kaarte en rooi kaarte het ek so nodig in my lewe. En dis die aktiewe betrokkenheid van die Heilige Gees in ons lewens waarvan Paulus in Romeine praat. Want wat doen hy? Hy bring deur 'n geel kaart en 'n rooi kaart my hart weer in lyn met sy oorspronklike plan. En sy oorspronklike plan is dat ek en jy soos Christus sal lyk en lewe. Dit beteken, jy hoef nie perfek te wees nie. Dit beteken, jy hoef nie alles in die lewe te weet en te verstaan nie, maar dit beteken, dat jy word
onderwerp aan die werking van die Gees hier binne in ons harte en hy tree vir ons in en hy help ons en hy rig ons en hy lei ons en die Gees hoor ons menslike hart en hy draai dit om in gebede voor God wat in lyn is met God se plan. En ek en jy beleef daar die regte transformasie. Daar kom die regte lewe by ons lewens uit en die Heilige Gees kom en hy tree vir ons in. En hy staan by die Vader en hy bring ons binne in die wil van die Vader in. Hoor gou hier en ek sluit hiermee af. Daar is 2 maniere van lewe. Daar's 'n ou siklus. Die ou siklus is ek besluit. Ek dink dit deur, ek voel iets, en is gevoelens nie bedrieglik nie, en dan doen ek dit. En baie keer verwoes dit my lewe. Ek besluit self, ek neem beheer, ek dink, ek kan mos my besluite regverdig, en ek kry hierdie emosie van, ek voel dis wat ek wil doen, en ek voel dis is die wil van die Here. En weet jy wat gebeur? Ons lywe doen wat ons voel. Ek kan besluit tot ek blou is, ek gaan maandag gym, as my lyf vir my sê, ek voel nie lekker nie, dan gaan gym ek nie. Dis die werklikheid. Maar daar's 'n nuwe siklus, en ek wil vandag daarmee afsluit in ons lewens. En die eerste siklus, die nuwe siklus is, ek kies om oor te gee. Ek laat toe, dat die Gees in my praat en in my werk. My denke begin anders te dink, want die Gees werk God se plan in my hart en in my lewe, en dan kom my gevoelens in lyn daarmee. Dis nie altyd maklik nie, maar my gevoelens kom in lyn, en dan begin my optrede die wil van God doen. In die ou siklus luister ek na die veroordeling. Ek neem aan dat die slegte goed wat gebeur is straf en die Here is nie daar nie. In die nuwe siklus hoor ek daar's geen veroordeling nie. Ek's op 'n veilige in-huisverhouding plek met my Vader. En sy Gees werk binne in my. En sy Gees lei my en rig my, tree vir my in en help my om hierdie wonderlike, nooit geskeide lewe met Christus te kan beleef. So mag ek en jy hierdie wonder van Romeine 8 beleef en sien hoe dat die Heilige Gees binne in ons werk en ons lewens sinvol maak in 'n wêreld waarin ek en jy leef. Want hy wil deur sy Gees in ons werk en leiding gee. Amen. Bid saam met my. Hemelvader, ons het U nodig. Ons het U nodig deur U Gees in ons lewens. Dankie dat ons nie uitgelewer is nie, maar dat die Heilige Gees binne in ons is, aktief aan die werk is en besig is om vir ons in te tree. Ons wil ons harte daarop rig. Help ons, want ons kan dit nie eers self doen nie. Herinner ons. En dan kom ons vanmôre en ons bring ons lewens na U toe en ons sê, Here, hier is ons lewens. Lei ons, rig ons. En dankie dat dit begin by, daar's geen veroordeling. En dankie dat dit eindig by, niks sal my skei nie. Ek eer U daarvoor in ons lewens. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel was en dankie dat jy hierdie boodskap met ander gaan deel wat hoop nodig het. En ritmeer elke week saam met ons en hou net aan om vol van die woord se waarhede te word, sodat jy uitbundig en vol lewe vir die Here kan lewe. Amen. Wat 'n voorreg dat Johan en ek vanaand ook saam by hierdie afsluiting van hierdie boodskap kan gesels. Vanaand se boodskap was opbouend en kragtig, dit was die Here se woord. En dankie vir elke stukkie ondersteuning wat jy vir ons gee. Dis vir ons 'n motivering, dis vir ons 'n inspirasie om aan te hou en nogmaals aan te hou, om die Here se woord vir jou te bring. Dankie vir jou finansiële betrokkenheid, dankie dat jy ook jou beursie oopmaak. Op daai manier jou hart ook vir ons wys om hierdie prakties moontlik te maak. Ja, en die woord is nie net vir kyk nie, die woord is vir doen. En een van die maniere hoe, is dat ek ook 'n verspreider, 'n woordverspreider, 'n goeie nuusverspreider word. Gee asseblief hierdie boodskap verder aan. En dan van my en Stefan se kant, albei van Ritme se kant, 'n wonderlike week vir jou verder.